Goedemorgen, good morning on this wonderful Wednesday morning. And I must say, I'm very happy to be back with my morning family. Welkom terug. Dankie. So good to have you back, Roz. Die groot vraag is, hoekom is dit wonderlik? Want Rosanne is terug. En ons kan nie die dag begin met lekker mense soos, of jy kan die dag begin met lekker mense soos die, maar ons reken nie vir Thys in nie, want sommige mense het hom nog nie vergewe vir die biltong kwessie nie. Thys? Ag, dit is so erg nie julle, maar Ros, jy lyk pragtig en ek het vir jou liedjie. Asseblief. Ek voel, bietjie wrywing, het ek iets gemis? Net die biltong, seker. So Thys het glo gaan jag. En sommige mense hier is nou baie vies, omdat hy nie biltong gebring het nie. So, okay. Ons sien vir jou Thys. Totdat daai sak biltong oor 'n week. Ek moet opkom vir my ouma Hateraan hoor. Totdat daai sakkie biltong oor 'n week kom. Elsa, dag gaan jy nie 'n woord uitkry want jou mond gaan vol biltong. Ek is nie kwaad vir hom nie. Ek is nie kwaad vir hom nie. Sommiges. Ek is nie deel daarvan. Voor hierdie nou 'n sonnige risie ontaard. Nee, ek maak sommer net 'n grap. Ons het ook baie wat gebeur in vandag se episode. Ons bespreek outisme saam met spraakterapeut Christine Neser. Arnold gesels met die legendariese atleet Zola Butt. Ons beplan 'n middag by die teater en Dion Groot kom maak weer hier by ons 'n draai, maar vir nou is dit eers tyd vir daai hoogtepunt waarna jy ook altyd so uitsien. Nes ek, ons oggendpraatjies. Inderdaad so. So ons begin weer met 'n interessante storie. 'n Sakeman van Detroit genaamd Daryl Thomas, se begrafnis is met 'n buitengewone gebaar afgesluit. Dit was nou verlede week gewees. 'n Helikopter het oor die begrafnisterrein gevlieg en roosblare as ook geld op die rouklaars laat neerdal. Dit was alles deel van Thomas se laaste wense. Die man wat die eienaar van 'n plaaslike motorwasonderneming is of was, het die gebaar vooraf gereël as 'n simboliese dankie aan die gemeenskap wat hom ondersteun het. En volgens sy niggie Crystal Perry was dit sy manier om dankbaarheid en liefde te wys aan die wat saam met hom die pad gestap het. Hoewel die plaaslike polisie vooraf ingelig is oor die plan om roseblare te strooi, was hulle nie bewus dat kontant ook neergegooi sou word dan nou nie. Die federale lugvaartadministrasie het bevestig dat 'n ondersoek na die voorval aan die gang is, maar die polisie stel nie tans self ondersoek in nie. So, wat dink julle van so 'n mooi gebaar? Nommer 1 wil ek begin is, as dit Suid-Afrikaanse polisie was, sou hulle nie ondersoek ingestel nie, want sou besig gewees om die geld te tel wat hulle gevang het. Ai, wel, kom ons kyk miskien gou vinnig na die video. Ons het 'n video. Dis amper R1 miljoen. Oh, Mata, dis baie geld. Dis nie net soos $5,000 nie. Die man het duidelik baie goed gedoen. Met sy karwasonderneming. Maar ek kan verstaan hoekom die polisie en die amptelikes daar in die area bietjie bekommerd sou wees hieroor. Want sê nou, daar is verkeer op 'n snelweg en all of a sudden, it's raining cash. Almal gaan stop. Precies. Dit word 'n veiligheidskwessie. Dit is eintlik 'n nuwe mening en hy sê dan sê ja, geld val uit die hemel uit nie. Ja. Geld, lyk dit of geld uit die lug uitgeval. Ja, nee. Maar 'n ander ding, ek weet wettiglik moet jy altyd laat weet as jy byvoorbeeld nou met 'n vliegtuig of 'n helikopter vlieg, laat jy wel baie keer gooi mense mos in die ou dae het hulle pamfletjies uitgegooi of so. Propaganda. Jy moet lugvaart laat weet. Maar ja, hulle het lugvaart laat weet, maar net gesê roosblare. So dis die roosblare van daai groen is, pappa. Of ek dink die ouens vir daai ding wat op Jerry Maguire se next level toe. En ek het hom hierso vir jou. Hierso sê. I love dead people. Show me the money. Maar ek dink dit is 'n goeie, Is 'n mooi gebaar. dit is 'n mooi gebaar en sy nalatenskap en sy dankbaarheid vir die gemeenskap wat hom ondersteun het nou, it was his last wish and it was granted and, you know, from what we can see in the video, no one was hurt, it wasn't a big deal. And he will be forever remembered. Oh ja, that's true. Baie mooi gebaar. Matriekafskeidtyd. Kan jy wag hier? Who did you take to your matric dance, Thys? Vir haar naam was Dit luister. Mas Lorraine, sy hou van rooi wyn, brandewyn, rooi You can't wyn. remember?
Nee, ek kan nie onthou nou. Sure. Elsa, Dani. Dani, Ja. Dani. Pieter. Man 'n ou skoolvriendin van my, haar nooiens van. Onthou jy ons nou net gepraat oor 'n nooiens van? Ja. Ons gaan nou by interessante van nou ook uitkom. Loesna Fourie. 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 Okay. Oh, Loesna. Loesna. Ek kan net weet waar toe gaan hy En nou. jy? I took a guy called Philip. Yes. So Okay. this is not just about us and who we took to our matric dances, but Tyler was asked by someone, a Joburg matriculant. His name is Mo Madiba at St. Stithians. He asked her to be his date, and he had a whole campaign that went viral because it was his dream, and he wanted to turn this dream into reality. In February, he used the hashtag Mo and Tyler for MD, asking Tyler to be his date. So initially she declined, obviously scheduling and all of that kind of thing. And then a radio station got involved and fans rallied behind the campaign. And on the night of the dance, Tyler shocked everyone by showing up in person, and her appearance transformed the night into an unforgettable event, especially for Mo, who said, "I'll never forget it." Tyler pulled through. Tyler even performed her new song, Is It, adding to the excitement. So ek dink vir my is dit is 'n baie cool idee, maar dit lyk vir my nou met matriekafskeide dat dit altyd is always a one-upmanship. Yep. Like Ja. jy sien, mense kom in die check 60-60 baantjies daaraan. Hulle kom daar aan in ambulanse. Hulle kom daar aan in courier vans. Like it's just I don't know if it's about the occasion anymore, but how you can top what someone else did. Is dit nie ook net met sekere skole so nie? Ek dink jy weet as jy nou in 'n laerdie dae omgewing bly, dan het jy nou die vermoë om dit te kan doen, maar as jy in 'n ander skool is, jy maar net te bly, jy kan na matriekafskeid toe gaan en 'n bietjie mooi dress-up doen. Yeah. And then also, can you imagine now you are at the matric dance of the school and you are just one of the normal girls that goes to that school and here come Tyler. Like it's almost like Al die aandag. overshadows a bit because all the attention is now on her. And it's nothing bad against her, absolutely not. She made this little guy's dream come true. But also, like if Tyler's at the matric dance, who cares about Roz and Elsa? Because Tyler's at the matric dance. Was daar nie wat is daai oorseese band wat ook op 'n stadium hulle het musiek by jou gedoen? En dit was ook by mense se troues gewees. Ja, I think it was Maroon 5. En dan het hulle mos 'n doek laat val en dan was dit die surprise, maar hulle het alles opgeneem. Wel, Ek het intussen onthou van wie was ek matriekafskeid. Ja. Was Ilsa Botma. daar sy Daar tuis sy. gebeur het, will Ja. all come back to you. Hy het nou Ciao. hard gedink. Doe. Maar ja, lekker surprise moet ek sê. Weet jy wat, ek wil net gou by julle uitvind. As julle iemand kon vat, like the person of your dreams, that you could take, excluding your wives, that you could take to the matric dance. Tace, Angelina Jolie. I would go with Brad Pitt. Elsa, Robert Downey Jr. great. Oh, Pieter, nice one. Elizabeth Hurley. stunning. There you go. Fantasties. Baie dankie. Gepraat van afskeid en saam met wie jy wil gaan. Ek wil net sê ons gaan nie nou afskeid neem nie. Ons is net hierna terug, dan gesels ons verder. So jy mag nie weggaan nie. Kry vir jou vars koppie koffie en dan vat jy weer die dag voort saam met ons hier by Goeiemôre. Good morning.